Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 4 Maart. Skaduwee of werklikheid. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons kom weer eens na U en ons sê dankie vir die kosbare geleentheid om U woord en hierdie studie te kan bestudeer. Liewe Heer, gee ons asseblief insig en wysheid en 'n sagte hart om U waarheid te mag ontvang. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Lees Kolossense 2 vers 16 tot 19. Watter Joodse Christen praktyke word hier deur Paulus beklemtoon? Ons lees Kolossense 2 vers 16 tot 19. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand jul van jul prys beroof nie, al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Kolossense 2 vers 16 tot 19. Die geleerdes stem steeds nog nie saam oor wat presies die vraagstukke was wat Paulus hier aangespreek het nie. Wat ons wel seker van kan wees, is dat Paulus se sendbrief self nogal 'n bietjie inligting voorsien oor 'n Joodse Christen verdeeldheidsinvloed in hierdie kerk wat hoofsaaklik uit bekeerlinge uit die heidendom bestaan het. Kolossense 2 vers 13 sê vir ons: en julle wat dood was deur die misdade en die onbesmeerdenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Dit wil sê, die Joodse gelowiges het dinge beklemtoon wat nie vir die kerklede nodig was om na te kom nie. Kolossense 2 vers 16 gee 'n lys van Joodse praktyke wat blykbaar deur sommige Joodse bekeerlinge tot die Christendom as belangrik beskou was. Maar selfs die elemente in Kolossense 2 vers 18 pas in by dieselfde konteks. Jesus het aansprake op nederigheid onder die godsdienstige leiers gekritiseer. Ons lees byvoorbeeld Matteus 6 verse 1, 5, 7 en 16. Pas op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hul loon weg het. En as julle bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hul gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hul loon weg. Matteus 6 vers 1, 5, 7 en 16. Die Qumran-rolle verwys daarna dat engele opvallend in sommige Joodse begrippe van aanbidding 'n rol gespeel het. So die probleem waarmee Paulus gekonfronteer was in Kolosse was heel waarskynlik soortgelyk met wat hy op 'n ander plek ondervind het. Aangesien Kolossense 2 vers 16 so dikwels verkeerd verstaan word, is dit belangrik om dit in groter besonderheid te bedink. Let op na hierdie punte. Paulus se gebruik van die woord dan dui aan dat hierdie 'n gevolgtrekking is van wat hy reeds gesê het.
Voorheen was die letterlike besnydenis laat vaar omdat dit die innerlike verandering van die hart was wat saak gemaak het in Kolossense 2 vers 11 tot 15. Spys of drank verwys na die spys en drankoffer wat die Israeliete na die tempel moes bring. Die spesifieke verwysing in Kolossense 2 vers 16 na 'n fees of nuwe maan of Sabbat sinspeel op Hosea 2 vers 11 wat lees: En ek sal haar wingerdstok en haar vyeboom verwoes waarvan sy gesê het, hierdie dinge is my hoereloon wat my minnaars my gegee het, en ek sal dit tot 'n bos maak, en die wilde diere van die veld sal dit opeet. Dit is waar dieselfde volgorde van seremoniële dae na verwys word en wat die seremoniële sabbate insluit. Verdere voorbeelde gaan ons lees uit Levitikus 23 verse 11, 24 en 32. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand op die 1ste van die maand moet dit vir julle 'n rusdag wees, 'n gedenkdag, deur basuingeklank, 'n heilige vierdag. 'n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet julle verootmoedig. Op die 9de van die maand, in die aand, van aand tot aand, moet julle jul Sabbat hou. Levitikus 23 verse 11, 24 en 32. Beslissend vir ons begrip van hierdie vers is Paulus se eie interpretasie in Kolossense 2 vers 17 dat hierdie 'n skaduwee is van toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Hierdie seremoniële dae, soos die offerandes, het na Christus se werk verwys. Ons lees 1 Korintiërs 5 vers 7. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. 1 Korintiërs 15 vers 23 lees ook: Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. In teenstelling hiermee was die 7de dag Sabbat in Eden ingestel voor sonde en lank voor die seremoniële offerandes van die heiligdom aanvaar was. Daarom kon dit nie 'n skaduwee gewees het wat mee weggedoen moes word na die kruis nie. Alhoewel die 7de dag Sabbat nie 'n geskilpunt hier is nie, hoe kan jy Paulus se raad toepas om nie 'n oordeel oor iemand anders te vel nie?